Goeienaand almal, ek hoop het gaan goed, episode 9 en vanaand gaan ons sommer net so 'n bietjie gesels oor wêreldgebeure en wat ek voel wat die impak op ons gaan wees hier in Suid-Afrika. En jy weet, laat ons net so 'n bietjie met mekaar skouers skuur en dan net bietjie praat oor goed wat nie noodwendig oor gepraat word nie. Nou, julle almal weet, hierdie Iran-oorlog het 'n ripple effek reg oor die wêreld en hierdie ripple effek gaan groot uitdagings bring. Nou, Suid-Afrika was klaar in die poef nog voordat die dinge begin het en dit wil lyk, as ek so na die wêreld se goed kyk, laat dit net veel erger gaan raak vir ons. Nou, of jy nou daaraan glo of nie daaraan glo nie, ek weet daar's baie mense wat sê ons mens praat mekaar bang, maar of jy nou daaraan glo of nie daaraan glo nie, volgende week of die week daarna as jy gaan brandstof ingooi, gaan jy dit aan jou sak voel, wat daardie oorlog saambring of meebring. Nou, daar's baie van ons mense wat goeder trou en hoop in daai tipe van goed glo en dis goed en mooi en jy weet, mense hoop altyd vir die beste, maar ek sê baie keer hoop is een van die gevaarlikste goed wat daar is, want net deur te hoop kan jy vir jouself in groot moeilikheid bring. Partykeer moet jy daar 'n bietjie iets doen of iets verstaan om iets te kan doen. Nou, julle sal weet dat Cyril Ramaphosa volgens baie die verkeerde kant gekies het en jy weet, en hy het nou 'n Iranse vlerk onder hulle vlerk ingekruip en is dit 'n baie gevaarlike plek om te wees. Dan weet julle ook dat die suidpunt van Suid-Afrika een van die belangrikste seeroetes is en veral in ag genome as nou daar in Iran en by die Rooi See, as daar nou onluste daar is en die skepe kan nie daar deurgaan nie, dan moet hulle nou hier om Suid-Afrika kom en maak dit Suid-Afrika ook 'n strategiese punt vir die wêreld en sit dit ons ook so half in die middel van die moeilikheid. Nou ja, daar is ons baie goed om te sê oor Donald Trump se regering en positief en negatief dan nou en die implikasies wat dit dan nou het vir Suid-Afrika. Maar een van die groot probleme wat ons mee sit is finansies. Finansies in Suid-Afrika is klaar skraps. Ons handelsvennote onttrek. Amerika, ek dink ons eerste of tweede grootste handelsvennoot is besig om koue voete te kry oor Suid-Afrika en is daar al hoe meer druk uit die Senaat en uit die politici in Amerika om dan nou van Suid-Afrika ook 'n bietjie 'n voorbeeld te maak. Nou ek dink as die oorlog bietjie beter gegaan het in Iran vir die Weste, sou dit ons dalk vinniger die reperkusies vir Suid-Afrika ook gesien het. Nou lyk dit my gaan Iran hulle 'n bietjie besiger hou en maar dit beteken nie dat daar nie druk op ons gaan wees van Amerika se kant af nie, wat ook goed is. Nou, in baie gevalle sien ons, daar's nou druk vir 'n regime change en al hierdie tipe van goed en kan dit goed wees, maar kan dit ook vir ons baie groot gevare inhou. 'n Onstabiele Suid-Afrika is vir blanke Suid-Afrikaners bitter gevaarlik. Die ander kant van die munt is hierdie onuithoudbare BEE rigting waarin ons nou gaan, maak ons sistematies dood oor 'n langer tyd, maar dood gaan ons volk nog steeds dood. En ons moet maar kies waar ons wil wees. Nou kom ons gesels bietjie oor, jy weet, hierdie oorlog en die implikasies. Finansiële implikasies is daar tans aan die kom en ons kyk na die brandstofverbruik en die brandstofpryse en al daai tipe van goed. En die groot impak daarvan gaan binne enkele weke dan nou aan ons sakke gevoel word en ek is seker dit word al reeds aan ons sakke gevoel. En as ons kyk na die kragopwekking in Suid-Afrika waar ons baie staat maak op die diesel generators om ons ekonomie ook aan die gang te hou, gaan dit onuithoudbaar duur word om daardie generators dan uit te hardloop. Waar dan weer op sy beurt 'n knock-on effek het, soos wat die Engelsman sê, op ons kospryse, ons graanpryse en dies meer. En ek dink nie altyd mense besef, jy weet, hoe verrykend brandstof of energiepryse gaan nie. En praat ek vanoggend met 'n petroljoggie en ons gesels so oor die brandstofprys en hy sê vir my, ons gaan 'n riot. En ek dink so by myself, nou wat gaan 'n riot jou nou in die sak bring as jy riot? En ek besef dat
daardie brandstofpryse so groot impak gaan hê op voedselsekerheid in Suid-Afrika en bekostigbaarheid van voedsel in Suid-Afrika. En terwyl van ons in beter omstandighede is as ander mense, is daar mense wat net 'n maand uitkom. Daar's mense wat letterlik nie spasie het vir beweging nie. En hierdie finansiële impak wat ons gaan voel as gevolg van brandstof en die onsekerheid in die wêreld en al hierdie tipe van goed, gaan 'n enorme impak hê op nie net swart mense nie, maar oor die algemeen op swart mense wat minder bevoorreg is. En daardie mense gaan nie 'n ander keuse hê as om op te staan en vir hulle self te veg nie. So my vermoede is dat ons grootskaalse onluste kan sien in Suid-Afrika en dat dit gaan oor kos gaan. Dit gaan moeilik gaan met mense en mense gaan in opstand kom as gevolg van die slegte ekonomiese omstandighede. As ons kyk na die werkloosheidssyfer, is dit buite beheer. As ons kyk hoeveel maatskappye en besighede toegemaak het in Suid-Afrika oor die laaste 5 jaar, is dit enorm. En ek dink nie daar word genoeg aandag daaraan gegee of daaroor gepraat dat mense regtig kan besef wat hier aangaan nie. En dan kan ons in die algemeen ook gaan kyk na, hoe die rand verswak, hoe ons vennote in die markte, vanaf weg beweeg. En soos wat ek gesê het, is Amerika dink ek is die eerste of tweede grootste handelsvennoot van Suid-Afrika. En deur daardie bande te versuur, bring jy net ekstra druk op die Suid-Afrikaanse ekonomie. En die Amerikaanse maatskappye wat onttrek uit Suid-Afrika en wat hulle goed vat en gaan, maak dit nog moeiliker. Dit maak dit eintlik onuithoudbaar as jy kyk hoe die werkloosheidssyfer styg. Nou, as jy in die algemeen gaan kyk na die Suid-Afrikaanse werkloosheidssyfer en jy glo die regering en jy weet wat hulle voer, dan is dit seker goed so. Maar ek kan nie dink dat daardie syfers enigstens meer akkuraat is nie. Ek kan nie dink dat die mense wat oor die grense geglip het, dat daardie syfers akkuraat is nie. Ek dink nie ons weet eintlik in Suid-Afrika regtig wat die bevolking uit bestaan of hoe hierdie ding saamgestel is en wat die ekonomiese impakte regtig is nie. Nou kom ons kyk bietjie, in die afgelope tyd het daar 'n paar hande opgegaan in goeders en daar's 'n paar van ons ouens gewees wat oor see gegaan het en dan nou daar met die Amerikaners gaan praat het. Nou of hulle nou direk met Donald Trump gepraat het of met die sekretaresse van die sekuriteitswag by die hek en net foto's geneem het van die Withuis agter hulle, sal niemand nou ooit weet nie. Ons weet ook nie wat daardie gesprekke behels het nie. Baie van die ouens het gesê hulle het vir Donald Trump gaan oorreed om nie, die AGOA ooreenkoms dan nou te kanselleer nie en het dan nou so, Suid-Afrika se belang beskerm. Ons weet aan die ander kant die ANC kyk met groot oë om dan nou ook klagtes teen hierdie lede te bring, omdat die ANC dan nou glo hulle gaan sleg sê daai kant en daarom is daar hierdie fokus nou so op Suid-Afrika. Nou hoe dit ook al sy, luister ek na 'n klomp ouens en kyk ek self 'n bietjie en lees bietjie op oor senior se goed en het ons die regering van nasionale eenheid hier in Suid-Afrika nou gekry en heel aan die begin was almal baie opgewonde daaroor en het gedink, hier gaan ten minste 'n bietjie van 'n verandering kom of bietjie van 'n verligting kom, so 'n bietjie van 'n skietstilstand of wat ook al. Ons het gesien hoe die DA-ministers meer en meer amper radikaal, beleidstoepassings uitgerol het van die ANC en met enorme implikasies dan nou vir blankes in Suid-Afrika. Ons het gesien dat die Bella-wet deur is, ons het gesien dat grondonteiening al hierdie goed deurgegaan het, wat mense sou dink as 'n nugter blanke Suid-Afrikaner hierdie politieke partye dan nou sou onderhandel het voordat hulle in koalisie met die ANC gegaan het, maar dit het nie gebeur nie. Nou ons kyk baie vir oom Pieter dan nou en hy doen goed daar by die tronke en daar's nie regtig veel wat hy aan beleide en goed kan doen nie en moet hy ook maar ANC beleid uitvoer. Ek het nie gesien dat hy 100 ekstra blanke mans aangestel het binne in korrektiewe dienste nie. Hy doen maar net wat hy moet en
Hy polish 'n bietjie die tralies en laat die media mooi lyk en al daai tipe van goed, maar goed wat half in baie gevalle eintlik maar sy job is. Maar ten minste doen hy sy werk. Die argument kom dat hierdie regering van nasionale eenheid dalk moontlik die aanloop tot die Doornbos regering kan wees. Dalk is dit die aanloop tot 'n regering wat ons gaan dink wat vir ons 'n uitkoms gaan gee, maar wat op die einde nie vir ons daardie uitkoms gaan gee waarop ons hoop nie. Nou, die toekoms sal vir ons vertel hoe dit werk en ons sal seker maar sien as ons daar kom. Op hierdie stadium, soos wat die RNE daaruit sien, kan ons klaar sien dat alles wat ons as kiesers vir die twee partye, die DA en die Vryheidsfront gevra het, het nie gebeur nie. Die mandaat wat ons hulle gegee het en die goed wat ons hulle gevra het om vir ons teen wal te gooi, daardie goed het hulle eintlik eenkant gesit en dan net agter posisies aangehardloop. Nou dis goed en wel, dit is maar hoe politiek is te operate en dit is dan ook te verwagte gewees in sommige gevalle. Ek het net nie gedink dat oom Pieter een van hulle sou wees nie. Veral nie nadat hy gesê het hy sal nie een van hulle wees nie. Nou kom ons kyk. As Suid-Afrika destabiliseer, en daar's nou 'n klomp mense wat sê, jy weet, daar's 'n klomp bankpraters daar buitekant, daar's groepe daar buitekant wat mense bank praat. Nou vir jare lank in die politiek het ek altyd na hierdie ouens geluister, want toe ek groot geword het, was daar ouens wat gesê het, hierdie nuwe Suid-Afrika kan nie werk nie, en talle redes daarvoor verskaf het. En dan was daar politieke leiers wat gesê het, nee, dit gaan beslis werk. Hierdie gaan 'n utopia wees, en na 95 het dit werklik gelyk asof hierdie Suid-Afrika ding, hierdie projek van die wêreld regtig sou werk in Suid-Afrika. Maar ons het agtergekom in die laaste etlike paar jare dat dit nie so is nie, en soos enige etnisiteit of groep gaan hy die ander een onderdruk. En dit is nog waar van die begin van die mensdom af. As die een mag bo die ander een kry, gaan hy hom afknou. En dit was nog nooit anders in die geskiedenis gewees nie, dis die waarheid. Nou kom ons kyk, met die brandstofpryse, voedselpryse en al hierdie goed wat eskaleer, is daar 'n groot moontlikheid dat ons gaan onluste in Suid-Afrika kry. En jy weet, kan dit sekere goed voorbring. Nou baie van die ouens het altyd gepraat van 'n etniese oorlog binne in Suid-Afrika. Nou as daar genoeg druk op 'n stelsel is en genoeg haat gesaai is deur politikuste of politici, dan is dit baie moontlik dat daar hierdie tipe van etniese oorlog kan uitbreek of tipe van 'n geveg tussen groepe uitbreek. Nou, ons het baie etnisiteite binne in Suid-Afrika en dit is wat dit so ingewikkeld maak. Ons het moslems, ons het verskillende swart stamme, ons het Jode, ons het Afrikaners, ons het boere en wat ook al. Kleerlingmense. En dit maak die dinamika binne Suid-Afrika baie moeilik. So wie gaan saam met wie staan, wie gaan mekaar help en al daai tipe van goed. En of gaan blanke Suid-Afrikaners weer op hulle eie wees. Nou, met die politiek het ons hierdie goed probeer inmeng en ons het probeer maak asof al hierdie goed werk. Maar soos wat die druk in die wêreld toeneem, gaan ons definitief sien hoe hierdie skeidslyne getrek gaan word. Jy weet, ons gaan sien daar gaan krake ontstaan tussen volkere en nasies in die wêreld, maar ook spesifiek hier in Suid-Afrika. En vir baie jare het groepe dan nou gewaarsku teen hierdie tipe van goed en het hulle begin voorbereidings tref en hulle is preppers genoem en al die tipe van goed. En politici binne in die konservatiewe gedeelte, binne in die liberale gedeelte, die DA en daai goed het altyd 'n bespotting gemaak van hierdie mense, maar binne in die konservatiewe groep by Vryheidsfront en daai goeders was daar ook altyd 'n groot bespotting gemaak van hierdie mense wat voorberei en wat jy weet, die Bobbejaan agter die berg gaan haal en al daai tipe van goed. En het ek altyd bygestaan en gekyk, toe ek groot geword het my pa altyd gesê, wees altyd voorberei, jy weet, ry altyd 'n botteltjie water in jou kar saam, jy weet, dra 'n sakdoek, dra 'n knipmes, jy weet nooit wanneer jy nies en daar sit iets in jou baard vas nie, of jy moet 'n tou sny en jy het nie 'n mes nie, so, dit was tog 'n vorm van voorbereiding wat my ouers daar gesit het en altyd gesê het, weet jy, maar jy weet, altyd so, my pa het ook altyd gesê, man, hou 5
In daai tyd kon jy nou R5 of R10, jy weet, hou hom net ernste en goed, jy weet nooit wanneer jy verby 'n tikkie boks loop en jy moet bel nie, of jy moet vinnig ietsie kry om te eet of wat ook al. Jy moet altyd 'n geldjie by jou hê, 'n kontantie by jou hê. Maar dit was 'n tipe van voorbereiding. En hier voor 94 het ons gesien baie mense, my familie insluit, het voorberei, het blikkies kos eenkant gesit en dit was altyd 'n moerse gespottery oor hierdie ouens wat kos eenkant gesit het en ek het self op 'n stadium na 94, 95 het ek ook gedink, vaderland, jy weet, nou eet ons vir die volgende 10 jaar aan daai blikkies kos. Maar dit het nie saak gemaak nie, want ons het daai blikkies kos gehad. En dit het nie saak gemaak nie, want who cares? As jy het jy, as jy nie het nie, sou jy 'n groot probleem gehad het. En dit het half my kop gedraai na hierdie tipe van plek toe waar ons tog sien in die Bybel praat die Vader ook van voorbereiding, waar Josef voorberei het. En ek het altyd gewonder, jy weet, hoe stroop hierdie twee goed? En vandag, op my ouderdom, besef ek dat hierdie goed nie strook nie. Want politici verkoop hoop. Hulle verkoop 'n produk waarin jy moet glo sonder jy sien waaraan jy glo. So, hulle sê dit gaan beter raak. Hulle reik media verklaringe uit. Hulle sê hulle is oppositie, maar hulle is ook nie oppositie nie, soos wat ons nou met die RNE sien. Hulle verkoop hierdie prentjie van beterskap en dinge wat net gaan goed gaan. Hoekom doen hulle dit? Want dit hou mense in die stelsel. Dit moet hulle motiveer om vir hierdie ou te stem, wat nou hierdie beterskap gaan bring. Aan die ander kant het jy ouens wat sê, hier kom moeilikheid. Hier kom moeilikheid. Hierdie ouens gaan ons grond vat, hulle gaan ons huise vat, hulle gaan ons lewens vat, wat. En jy sit met hierdie twee pole en al twee het 'n sekere waarheid aan hom. Al twee het so bietjie wat mens kan verstaan. Hoop, ons moet hoop hê, want ons is gelowiges. So, ons moet hoop hê. Ons moet ook glo dat 'n individu 'n verskil kan maak. Die enigste probleem is, hierdie stelsel is so korrup en het ons sulke swak mense in leierskap daar gekry, dat jy weet, daardie hoop half vervaag en jy weet, jy stem maar want daar is niks anders om voor te stem nie en verstaan jy, ons kry hulle jammer want hulle is so klein, maar jy weet, hulle sê dan 1 of 2 keer in 10 jaar sê hulle die regte ding en jy weet, daaroor gaan stem ons maar Vryheidsfront. Of jy stem DA, want strategies lyk dit of al meer blankes as swart mense is in die Kaukasse en wat. So ons stem maar daar, jy weet, want hulle, dis jou strategiese stem. Aan die ander kant sit jy met ouens wat al vir etlike jare sê, ouens, hierdie ding kan nie werk nie. Hierdie hele stelsel is geriek. Ons kan nie hierdie samevloei van gelowe en etnisiteit en al hierdie tipe van goed, ons kan dit nie so vermeng nie, want dit kan nie werk nie. Ons kan nie toelaat dat mense ons heeltyd sleg sê en ons afbreek en wette teen ons instel en daai tipe van goed nie, want dit gaan lei tot volksmoord of massamoord, genocide. En in daardie groepering het mense vir etlike jare gesê, dit gaan nie gebeur nie. En ek was baie aan die ontvangkant daarvan as ek sê, hey ouens, hier kom moeilikheid, dat mense gesê het, man, daar sien jy, dit het nou weer nie gebeur nie, of sien jy, dit het nou weer nie gebeur nie. En dit is so, baie keer wat mense gesê, daar gaan nou iets gebeur, het dit nie gebeur nie. Maar het ek tog 'n gevoel in my hart, en dis hoekom ek dit met julle deel, dat ons in is vir 'n rowwe rit, dat ons voorbereidings moet tref, dat ons vir mekaar moet sê, jy is net so sterk soos jou gemeenskap. As jy kan nie 24 uur 'n dag wakker bly om jouself op te pas nie. Jy kan nie alles verbou of by mekaar sit wat jy moontlik dink jy kan nie. Jy kan jouself en jou familie nie beskerm teen die massas nie. Dis onmoontlik vir een ou om dit alles te doen. En dis waar daardie groeperings inskakel en waar ek nogal, jy weet, sien hoe hierdie goed kan werk as jy as gemeenskappe saam staan. Nou, of jy wil aansluit by 'n groep, of by watter groep jy wil aansluit, is jou probleem. Ek dink net, dit het tyd geraak, dat ons mense in Suid-Afrika wakker word vir, en blanke mense, en swart mense, en moslim mense, of wat ook al, moet wakker word vir die feit,
dat die wêreld so opgestel is dat ons nie van mekaar gaan hou nie. Die wêreld hierdie goed so aangedryf en aangedik het dat ons op 'n stadium aan mekaar gaan spring. Nou, baie keer as ons praat oor hierdie tipe van goed, dan sê mense, ja, maar my tuinjong of die vrou wat by my in my huis werk is so oulik en al hierdie tipe van goed, wat gaan van hulle word? Ek weet nie wat gaan van hulle word nie. Dit is die eerlike antwoord, ek weet nie. Ek weet nie wat gaan van jou blanke buurman word as hy honger kry en hy moet sy kinders voer. Gaan hy by jou steel? Gaan hy by jou plunder? Gaan hy jou seermaak om vir sy kinders te voer? Nou my antwoord op dit is dood eenvoudig. Ek sal omtrent enige iets doen om my familie te voer. Maar ek dink tog, as jy 'n groep mense om jou het en jy werk saam tot een doel om almal veilig te hou en kos te kry en al die tipe van goed, gaan jy baie meer suksesvol wees as wat jy as 'n enkel persoon of 'n enkel familie teen die stroom probeer opswem en al daai tipe van goed self probeer doen. En daarom is dit vir my belangrik dat julle moet besef dat julle by 'n groepering moet inskakel. Of dit nou jou straat is, of jou buurt is, of 'n groep is, iewerste moet julle inskakel. Iewerste moet julle besef dat jy op jou eie aangewese is waar dit kom by voorsiening. Mense is inherent, en dit is nou maar my ervaring in die politiek, terwyl dit goed gaan, gaan hulle by jou staan. As dit swaar gaan, word jy die teiken, of jy word die ou wat onder op die vloer lê wat getrap moet word. Jy moet jouself in 'n posisie plaas waar jy 'n doel het of 'n rol het binne in 'n groep om, jy weet, saam met daardie groep, jy weet, te beskerm of dan nou saam kos, voorrade of daai tipe van goed. Ons kan nie baie langer uithou en net kyk en op die kantlyn staan en sê, ja, maar jy weet, as hierdie ouens suksesvol is, dan kan ons altyd by daai groep gaan aansluit. Ek kan jy verseker dat sou dit jou uitkyk wees, daardie groep jou nie gaan toelaat nie. Mits jy daar aankom met 'n skill wat hulle baie dringend kort. Daardie mense wat vir jare lank voorberei het en bespot is en verneder is en al daai tipe van goed, gaan nie maklik hulle deure oopmaak en hulle kos, hulle familie se kos met jou deel, as jy nie deel vorm van 'n groep nie, as jy nie deel vorm of probeer het ten minste om 'n bydrae te maak tot hierdie tipe van goed nie. En as ons kyk hoe die wêreld werk en hoe die dinge uitrafel en goed is dit baie belangrik om vir mekaar te sê dat jy hoef nie 'n voluit prepper te wees nie. Dit is jou keuse. Jy kan ten minste seker maak dat jy 'n maand se kos in jou huis het, dat jou voertuie vol brandstof is, dat jy 'n sekere mate van 'n buffer het vir as goed sou skeefloop, dat jy nie nodig het om in dorp toe te ry nie, dat jy jouself kan onttrek uit die samelewing uit, totdat dit rustig geraak. Jy moet onthou, ons het bitter baie mense in Suid-Afrika wat werkloos is, wat van SASSA afhanklik is en wat minimaal geld verdien. En met die pryse wat opgaan en al hierdie tipe van goed, gaan dit bitter moeilik raak vir daardie mense om hulle self te voer. En desperate mense doen dom dinge, doen desperate dinge. En as jy nie jouself voorberei en jouself op 'n punt kry waar jy weet, so self bietjie uit 'n situasie uit kan hou nie, is die groot kans dat jy kan seer kry in so 'n situasie. Dat jy op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek gaan wees om 'n pak toiletpapier te koop en daar's mense wat kom plunder. So, niemand het lus vir doom en gloom nie. Ek self het nooit lus vir doom en gloom nie. Ek wil ook net dink aan Mauritius vakansies en lekker huisies by die see en 'n nuwe wippie, 'n nuwe kar met lekker breë bande en al daai goeders. En dit is hoekom ons werk. Ons wil lekker lewe en ons wil gemaklik lewe. Maar in ons agterkoppe moet ons ook weet, daar is 'n gevaar en ons bly in Suid-Afrika. En die hele wêreld is te mekaar. En ons letterlik is vir etlike jare al op 'n mespunt met ons ekonomie
en met ons politiek en al hierdie tipe van goed wat enige oomblik moontlik kan verkeerd loop. En die wêreldgebeure wat daar buitekant is, kan hierdie goed net aanblaas. Die politieke druk wat Amerika op Suid-Afrika op hierdie huidige oomblik sit, kan dit aanblaas. Die ekonomiese verval, die besighede wat toemaak en onttrek, kan hierdie situasie waarin ons is, kan dit aanblaas. En laat ons met mekaar baie eerlik wees. Jou blanke of jou swart of jou moslim buurman, as hy gaan honger wees of sy kinders gaan honger wees, gaan hy dinge doen wat hy in die normale gang van die lewe nooit sou eers aangedink het nie. En as jy nie voorberei is nie, of jy weet nie wat om te doen in die situasie nie, of jy is nie by 'n groepering aangesluit wat hierdie tipe van goed aanspreek nie, gaan jy moontlik in die moeilikheid wees. En maak nie saak wat politici vir jou sê en hoe hulle die wêreld gaan omdraai en hoe hulle die land gaan omdraai nie, daardie goed is onmoontlik op hierdie stadium om te draai. Want vir jare lank werk hulle in die ander rigting. Om 'n land om te draai is nie so maklik nie. En met die huidige dispensasie of regering van nasionale eenheid en die leiers wat in die politiek is daar nie 'n sterk genoeg leier om hierdie ding te blus nie. Ek is jammer om dit te sê en dit is seker pessimisties om dit te sê, maar kan ek nie sien dat een van daardie leiers in die eerste plek die integriteit het en die tweede plek nie met 'n hoër hand gedryf word om hierdie besluite te maak soos wat hulle dit tans maak nie. Daar's 'n groot kans dat die ANC en jy sien die ontplooiing van die weermag en die troepe reg oor die land. Jy weet wat die Brasiliaanse president dan nou ook vir Ramaphosa gesê het ten opsigte van check your six, kyk, die kom 'n ding vir jou. En jy weet, daardie veroorsaak onstabiliteit, onsekerheid. En daardie is alles tekens wat jy met groot vergrootglas moet dophou, om seker te maak dat sou daar onluste wees, sou daar 'n nodigheid wees, sou daar 'n coup d'etat probeer wees in Suid-Afrika, sou daar enige iets van hierdie aard in Suid-Afrika kom, dat jy nie deel is of 'n party is tot daardie konflik nie, maar dat jy kan onttrek of dat jy kan eenkant wees of dat jy in 'n groepering jouself kan veilig hou, dat jy vir mekaar kan voorsien, dat jy vir mekaar kan water en kos en veiligheid en al daai tipe van goed gee. Moenie daardie individu wees wat dink hy gaan alleen hierdie massas oortuig as hulle voor sy huis staan dat hy vir jare lank vir swart organisasies geld gegee het, dat hy busse gehuur het om die ANC by rallies te kry, dat hy al hierdie mooi goed gedoen het in die naam van eenheid nie. Daardie mense gaan nie omgee nie, want hulle is honger. Daardie mense gaan nie omgee nie, want hulle gee dood eenvoudig nie om nie. Hulle doelwit is om te plunder en voedsel en allerhande goed byt dan nou vir hulle families te kry. Daar gaan nie 'n debat wees oor hierdie goed nie en dit gaan nie met woorde uitgesorteer word nie. En ons kan huil daaroor en ons kan sleg voel daaroor en ons kan bid daaroor, wat ook help. Maar dit verander nie die traject waarin Suid-Afrika hom tans bevind nie. Ons het ingryping nodig en ons het geloof nodig en al daai goed is goed en wonderlik. Maar die Vader sê iewers dat daar in die Bybel, gaan na die mure en word wys. En wat doen mure? Hulle maak goed by mekaar, hulle maak voorrade by mekaar, hulle werk hard om hulle self in donker tye of in tye wat dit reën of tye wat dit koud is en hulle kan nie uitgaan nie, dat daar voorrade is waarop hulle kan lewe, voortlewe. En ek dink, dit is baie belangrik dat jy dieselfde doen. Maak vol jou voertuig. Gaan koop 'n bietjie kos, gaan koop 'n bietjie 'n paar goed. Dink bietjie aan wat kan gebeur as dinge skeefloop. 10 dae. Ons het gesien met die Junie-Julie onluste en ek dink 2020, 2021, ek is nou nie seker nie, hoe vinnig dinge kan skeefloop. En jy het gesien op die TV en op sosiale media hoe lang rye het gestaan na winkels toe en volstasies toe om voorrade bymekaar te kry.
En ja, dis 'n bangmaak praatjie wat ons nou vanaand hier het en is seker nie een van die lekkerste goed nie. Maar ek kan u verseker dat sou u in een van daai rye gestaan het, u baie spyt sou gewees het dat u nie net ten minste bietjie voorraad by die huis gehad het nie. En dat u nie uself voorberei het om om beter af te wees vir as iets gebeur nie. Moenie dink dat dit nie met u kan gebeur nie. Moenie dink dat ons wat hier in Gauteng is of jy weet, in naby stede is dat jy weet daar genoeg winkels is om al hierdie mense van kos te voorsien nie. As die ketting breek, die logistieke ketting breek in Suid-Afrika, is daar groot moeilikheid. Is daar regtig groot moeilikheid en mense gaan bitter honger en bitter swaar kry. Suid-Afrika se dinamika is nie soos in Europa en in Amerika en in die westerse lande nie. Hierso is 'n ander dinamika wat hierso 'n rol speel. En baie van ons politici verstaan tot vandag toe in Suid-Afrika nie dat Afrika se politiek nie lyk soos wat die westerse politiek lyk nie. Hierso is 'n gentleman 'n swak mens. Hierso is gentleman politics swakheid. Dit word gesien as 'n swakheid en jy word uitgelag as jy swakheid toon. En daarom het ons nog elke onderhandeling teen die ANC verloor. Ons het dit verloor in 94 of 93, daai gedeelte 92. Ons het dit ook verloor met die regering van nasionale eenheid, want die swart leiers sien ons leiers as narre, swakkelinge, en daarom het hulle geen respek vir ons leiers nie. En dit kan 'n fout wees, maar dit is hoe hulle ons sien. Die belangrikheid is, vanaand se potgooi, berei jouself voor. Doen goed wat jou sterker maak. Gaan vir 'n noodhulpkursus. Gaan vir opleiding om met jou hande, Krav Maga of wat ook al. Gaan doen sulke goed. Dis nie net belangrik vir tye wat alles uitmekaar uitval nie. Dis ook belangrik vir home invasion, jy weet, wanneer hulle in jou huis inkom, wanneer jy gehijack word, wanneer jy weet, van hulle jou handsak gryp. Al daai tipe van goed. Is daardie dinge belangrik. Jy weet hoeveel hijackings word mense geskiet. Dink jy nie dis belangrik om te weet hoe om 'n gat toe te stop nie. Dis baie belangrik. Maar ons mense daar buitekant is ongelukkig so 'n bietjie nonchalant oor hierdie tipe van dinge. En ag, dit sal nooit met my gebeur nie en jy weet daai tipe van goed. Laat ek vir julle vertel, ek was in 2 skieterye gewees. En in beide van daai goed het ek daar weggestap en ek dink by myself, sjoe, as ek maar net dit gehad het, of as ek maar net dit kon doen, as my vaardigheid net so bietjie beter was, sou ek soveel beter in daardie situasie gedoen het. En ek was gelukkig. Baie keer is jy nie gelukkig genoeg om so 'n situasie of situasies te oorleef nie. En jy los jou familie, of jou familie sit met die nagevolge, net omdat jy nie goed wil doen wat jou ryker maak nie. Jou kind kan val by die huis, of iemand kan seer kry by die huis. As jy 'n noodhulpkursus gedoen het, gaan jy dadelik weet wat om te doen, totdat jy by beter behandeling kan uitkom. Maar as jy nie daardie tipe van goed doen nie, gaan jy nie weet wat om te doen nie, en kan jy skade veroorsaak aan daardie familielid, of daardie familielid kan ook doodgaan. So doen daai klein bietjie goedjies. Gaan vir 'n lekker Krav Maga kursus, dit is nogal groot pret. Gaan doen daai tipe van goed. Gaan vir opleiding, verdere opleiding. Maak jouself vaardig in 'n klomp goed. En op die einde van die dag, vat dit daai bangigheid van jou weg. Want net mense wat nie vaardig is nie, en nie weet waar hulle heil lê, is bang. Die wat weet, as ek doodgaan, gaan ek hemel toe, of ek hoop ek gaan hemel toe, of wat ook al, of ek het daarom 'n goeie kaartjie om hemel toe te gaan, hulle is nie bang nie, want hulle weet waarheen hulle gaan. As jy vaardig is, weet jy wat om te doen in 'n situasie, en jy weet hoe om 'n situasie te lees, en dit gee vir jou daai bietjie ekstra, daai bietjie grace wat jy gaan nodig hê om uit 'n situasie lewendig uit te kom. Jy moenie laat mense jou afpraat en maak of jy onnoosel is, en of jy nie die lewe verstaan nie,
en of jy 'n prepper is, en of jy nou so dom is, want jy dink nou jy gaan dit doen. Ek sê altyd, enige voorbereiding is beter as niks. So jy kry baie mense wat sal sê, jy weet, ja, maar dit is 'n dom idee. Dit is dalk 'n dom idee, maar ten minste sit dit jou in die denkrigting in waar jy oor hierdie tipe van goed dink. En kry jy om goed bymekaar te maak. Die dag as die Paw Potty fan strike, dan kan jy besluit, weet jy wat, ek gaan saam met hierdie groepering, of ek gaan saam met daai groepering, of ek gaan dit doen, of ek gaan dit doen. Maar jy het jou eie goed, jy het jou eie basis waarvan jy af kan werk, en wat jy jouself kan veilig maak. Moenie dom wees nie. Moenie passief wees nie. Jy hoef nie met alles saam te stem wat hierdie mense sê nie. Ek stem met baie van die ouens nie saam nie. Maar een ding waaroor ek saamstem, is dat ek nie net kan sit en niks doen nie. Ek kan nie passief wees nie. Ek kan nie uit my gemeenskap uit onttrek en in my huis sit en hoop en wens dat ander mense my gaan veilig hou nie. Of my kom voer nie. Dis onredelik en dis onnoosel om dit te doen. So, my versoek aan julle, berei voor, maak julle goed reg, maak julle voertuie vol brandstof, hou hulle vol brandstof, en laat ons redelik in hierdie goeters ingaan. Laat ons mekaar ondersteun. Maak vriende met jou buurman. Ja, hy lyk dalk of hy 'n ou is wat net BMW's ry, en jy weet, dis dalk nou nie die naaste mense wat daar is nie. Maar op die einde van die dag, dis jou buurman. Dis die ou wat as jou vrou in haar huis gil, wat jy graag wil hê wat haar moet hoor en hulp ontbied. Daardie ou vrou, daardie familie langs jou het dieselfde vrese as wat jy het. Daardie buurman, mense om jou, hulle wil ook op 'n stadium jou hulp hê. En as daar skoot afgaan by hulle, of daar is 'n geskreeu by hulle, net iemand hê wat aan die ander kant ook polisie kan bel, of die buurtwag kan bel, of die tipe van goed. Help jou bure. Leen vir mekaar goed soos in die ou dae. Kry jou goed terug. Maar op die einde van die dag is dit daardie samehorigheid, daardie tipe van interaksie met mekaar, wat jou gaan sterker maak. Wat jou gaan veiliger hou. Want as julle saamwerk en julle het een doel, gaan hy jou waarsku as daar iets in die pad afkom wat vir jou gevaarlik kan wees. En so gaan jy ook vir hom doen. Gemeenskap is baie belangrik in selfverdediging. Net so in jou familiestruktuur. 'n Pa kan nie al die opleiding doen en dink dat sy kinders gaan veilig hou nie. Jou vrou is jou first responder. Jou kinders is deel van daardie vegeenheid binne in daai huisgesin. As daar hijacking gebeur, of daar is 'n home invasion, dan is daardie familie-eenheid 'n eenheid wat moet saam veg. Hulle almal moet opgelei wees, hulle almal moet weet wat om te doen. En ja, dit klink al partykeer 'n bietjie stupid om vir jou familie te sê, hoorie, hier is die plan, hier is die idee en al die tipe van goed. Klink partykeer baie stupid. Maar glo my, die dag as dinge gebeur, wil jy hê, jou familie moet presies weet wat hulle moet doen. Presies weet wat hulle rol is. So, berei julle self voor, kry julle dinge reg, moenie net op hoop fokus nie. Alhoewel dit ook belangrik is, moenie net daar fokus nie. Fokus bietjie weier. Kry jouself reg, kry jouself in jou kop reg, en weet dat die wêreld onstuimig is, en nie almal wat vir jou sê hulle is jou vriende nie. Baie haie in die water. Julle moet 'n lieflike aand hê, pas julle op, volgende week dan praat ons weer oor gevegte binne in die politiek, maar vanaand net so bietjie van 'n waarskuwing en net so bietjie van 'n lekker gesels, my perspektief. Lekker aand, totsiens.